Hey, goeienaand, almal. Ek is bly julle is terug van julle. Ek onthou toe ons die kerk geplant het in die Parel, ek altyd so verbaas as mense terugkom. Nee, het is wonderlik om julle te sien. So ons het vanoggend begin met 'n tema wat ek in die Bybel raak sien van nuwe wyn. En die manier wat ons daarby uitgekom het is, ons is nou in Pinkster. Ons herdenk dit wat gebeur het 50 dae na Jesus gesterf het. En dit is opgevang in die boek van Handelinge. Jy kan gaan lees in hoofstuk 1 en 2 is die geskiedkundige gebeurtenisse wat daar gebeur het. Die eerste uitstorting van die Gees op die kerk het daar gebeur. So wat ek graag vanaand wil doen, ek het 'n agenda. En het is altyd goed as iemand hulle agenda duidelik maak van die begin af, nee. Ek het 'n agenda. Hierdie is my agenda. Ek hoop om julle uit die skrif uit te oortuig dat die Here beloof het en een van die Nuwe Testament of Nuwe Verbond beloftes is die invulling van die Gees. So ek hoop om dit duidelik te maak. So ek gaan 'n klein bietjie anders preek as gewoonlik. Ek gaan verskriklik baie skrif lees. Die rede vir dit is, ek wil hê julle moet nie vir my kwaad wees nie, maar julle moet dit self in die Bybel sien. Dit is belangrik vir my dat ons dit self in die Bybel sien. En die rede vir dit is, ek gaan praat oor 'n belofte. Nou dink gou aan 'n belofte. Wat maak jy met 'n belofte? Jy glo dit of nie? Is dit nie? Geloof is, dis die ander kant van 'n belofte, is geloof. So my agenda is om die belofte duidelik te maak, sodat jy geloof kan hê. En dan gaan ons die Here vertrou, dat daar 'n vars aanraking sal wees vir die wat geloof het en ervaar, wow, ek sien dit, ek vra vir dit, en so ek wil graag Bybelse grondslag vir dit lê, maar ek wil van die hoek af kom van 'n nuwe verbond. Nou ek het vanoggend gesê, die gebeurtenisse van Pentekoste of Pinkster was op die fees gewees, 50 dae na die Pasga, na die Passover. Nou as jy nie is met die Bybel, dit is die Joodse mense se herdenking wat God in die Ou Testament gedoen het. Die grootste gebeurtenis in die Ou Testament mense, dit wat hulle 'n volk gemaak het, was toe hulle uit Egipte uitgekom het. Ons het daai storie geleer, hulle is die laaste plaag was dit van die sterfte van die eerstgeborene, en die Israeliete is gespaar, nie omdat hulle ouliker was as die Egiptenare nie, maar omdat hulle onder bloed weggekruip het. Daai dag was daar iets te sterwe in elke huis in Egipte. Of 'n lam, of 'n seun. En die Israeliete het die belofte het geskuil onder die belofte, die voorsiening van God. Hulle is daar uit, en 50 dae na dit, nadat die Rooi See was, 50 dae na, is hulle by die Sinai, by die berg. En hulle tree in verbond met die Here. En die Here gee vir hulle 'n wet. En daar's vuur en rook en wind en op daai selfde fees, 50 dae na, ek weet nie, spoiler alert, weet julle wat se fees het Jesus gesterf? Op die Passover, die Pasga, die fees wat hulle gedink het, hoe hulle uit Egipte uitgekom het. 50 dae na dit, vier hulle die ontvangs van die wet. Maar hierdie keer ontvang hulle iets anders. Hulle ontvang die nuwe verbond belofte. Die nuwe verbond mense lewe nie meer met wet nie, hulle lewe nou met die Heilige Gees. En so dis belangrik om te besef, en ons tema van wyn, dink ek dan net so, en Jesus in die aand voor hy gekruisig was, het hy die nagmaal ingestel, en dis incredible, daai wat hy sê, this is the cup in my blood, wat lees ons in Lukas, and likewise, the cup, after they'd eaten, saying, this cup that is poured out is for you, is the new covenant in my blood. Dis wyn, stoor dit uit, vanoggend baie oor wyn gepraat. So wat ek vanaand wil doen is, en as jy dink aan 'n verbond, is gebaseer op beloftes. Dit nie, ons dink aan 'n huwelik. 'n Huwelik is 'n verbond wat gebaseer is op beloftes. Die Ou Testament verbond was gebaseer op beloftes. Die Nuwe Testament verbond waarin ons staan is gebaseer op beloftes. Wat jy moet glo. En dan tree jy in die verbond in. Maar ek wil jou oortuig vanaand dat die deel van hierdie nuwe wyn, hierdie nuwe verbond belofte is die invulling van die Heilige Gees. Dis nie 'n ekstra nie.
ek dink ek het groot geword, ek het in die drie enige God geglo, maar as jy nou regtig my sal toets, sal ek 10 gesê het, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Bybel. Dat is 'n doktrine gewees, die Heilige Gees. Maar ek hoop om julle te wys dat dit wat die Here kom doen het, dis nie, okay, cool, kom ons sit iets ekstra by nie. Dit is die hoogste punt van wat Jesus kom doen het, is om die Gees vir sy mense te gee. En ons het vanoggend gepraat in die eerste deel daarvan, van sy bloed wat gegiet is vir ons aanvaarding, en ons het gesien die nuwe wyn praat van genade en liefde, maar dis slegs om ons voor te berei vir die invulling van die Heilige Gees. So, soos ek sê, ons gaan baie skrif lees, en ek doen dit baie aspres, sodat ons dit self kan sien. So die eerste ding wat ek wil sê, is dit, selfs voor Jesus gekom het, voor hy sy bediening begin het, het sy voorloper dit al raak gesien. Johannes die Doper. So Jesus het nog nie sy bediening begin nie. Maar die Heilige Gees het vir Johannes openbaar, ja, dis hy. Hoor gou wat sê hy van Jesus se bediening. Volgende ene. Hy sê aan die mense, hy sê, I baptized you with water for repentance, dis in Johannes. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Dis sy opsomming van die Messias se bediening. Is dit nie amazing nie? Maar gewoonlik, as ons sê, hoekom het Jesus gekom? Dan sê hy, vir die vergifnis van ons sonde, en asseblief moet dit nooit verloor nie. Want die prosperity gospel maak mense seer reg oor die wêreld. Jesus het gekom om sondaars te red, om die prys te betaal vir ons sondes. Maar deel van dit is om ons te doop in die Heilige Gees. Dis wat Johannes sê. Voor Jesus begin het, is dit sy opsomming van die Messias se bediening. Dan gaan ons 'n bietjie verder, en ons kyk na Jesus self. Daar's 'n ander fees, yes, ek vergeet my die naam, ons nie in my notas nie, dan wil ek freestyle. Ons lees dit in Johannes 7, nee, dit was die Hittefees, daar het ek op. Een van die Israelitiese feeste, was een van hierdie feeste waar die Israeliete in hitte gebly het, hulle het almal Jerusalem toe gegaan en in hitte gebly om te onthou dat God in die verlede hulle deur die wildernis gevat het, maar hulle nou hulle eie land. Maar deel van daai seremonies by die hittefees was, die priesters het elke dag hierdie seremonie gehad waar hulle water gaan skep uit een of ander poel uit en opgeloop het na die tempel toe en die water uitgestort het. En nou kom 'n dag, Jesus is by daai fees. Ek dink actually dis die fees waar Jesus vir sy broers gesê het, ek gaan nie saam met julle travel nie, ek gaan alleen gaan. Nou kom 'n dag wat hy toe opstaan. En hy sê, everyone who is thirsty, come to me and drink. En wat amazing is, as jy die konteks gaan lees, sê dit, dat daar klaar wagte was wat hom wou arresteer. Daar was klaar gevoel in Jerusalem teenoor Jesus. En net so klein bietjie later, of vroeër, sien jy, hy sit en praat met die mense. Dis gewoonlik wat 'n tradisionele Joodse rabbi sou gedoen het, hy so gesit het. Maar op hierdie dag kon Jesus nie inhou nie. En hy staan op en hy sê, is dit nie so? Ja, hier is hy. On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out. Dis asof hy dit nie kon hou nie. Alles wat hier aangaan, gaan oor my. Is amper wat hy weet. En hy staan op en hy sê, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive, for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified. Glorified het gewoonlik te doen met sy kruisiging, sy opstanding en sy hemelvaart. Sit aan die regterkant van God. Menende, Jesus sê dit self. Dis wat ek kom doen het. Ek het gekom sodat ek die Heilige Gees kan gee vir julle. Die nuwe verbond, belofte, die hoogste deel van die nuwe verbond belofte is die invulling van die Heilige Gees. So, dis nou gedurende sy bediening, nou kom ons dink aan die aand voor sy kruisiging. Ons lees dit in Johannes 16. Seker in die upper room gewees, of in die kamer waar hy die maaltyd gehad het, is daar, Johannes was daai lang deel van wat hy daar met sy disippels praat. Hulle gebruik nagmaal, en hy sê vir hulle,
Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. Dis deel van wat Jesus kom doen het, om die Heilige Gees vir sy nuwe verbondsmense te gee. Jy skielik raak die evangelie nie net 'n doktrine nie. Christendom in die Bybel gaan oor 'n tasbare, lewendige verhouding met die lewende God. Is dit nie amazing nie? So, dit is nou, ek het julle nou gevat van, ek het nie eers Ou Testament, ek het julle dit gespaar. Ek kon uit die Ou Testament het ook gaan wys het, hoe hy beloof het, die uitstorting van die Heilige Gees. As het begin, voor Jesus se bediening, sien Johannes dit. Hy sê, dis wat hy kom doen. Jesus self, gedurende sy bediening, sê, dis wat ek gaan doen. Voor hy sterf sê, dis wat ek gaan doen. Nou sterf hy. Twee dae na dit staan hy op. En ons weet vir 40 dae verskyn hy aan sy disippels en hy leer hulle. Hy leer hulle, berei hulle voor. So kom ons gaan kyk na sy opstanding. Wat het hy vir hulle gesê? En ons lees dit, ek dink in Handelinge. So Handelinge 1, nou is ons daarom al in Handelinge. Kom ons lees die eerste 8 verse van die boek van Handelinge saam. So Lukas skryf, and I said it, in the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, until the day when he was taken up. After he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his sufferings by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Dis nou wat hy gedoen het gedurende die 40 dae voor hy opgevaar het. Vers 4. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise. Hoor jy daai woord? Promise. But wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit, not many days from now. Amazing, Jesus sê vir sy disippels, na hy opgestaan het, praat hy weer van die belofte, belofte, belofte. Onthou, 'n verbond is gesluit op beloftes. So when they had come together, vers 6, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Hulle het nog steeds nie presies geweet hoe die ding werk nie. And he said to them, it is not for you to know the times or seasons that the Father has fixed by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and the ends of the earth. So my punt wat ek maak, wat ek oor en oor probeer maak, tot daar geloof opstaan, is, dis die belofte. Nou, sekere teoloë wil maak, dis die belofte vir daai ouens. Maar soos ons aangaan, sal jy dit sien, daar's nêrens in hierdie teks 'n idee, dat dit sou stop nie. Dink aan die hemelvaart, wat Jesus gesê het, Matteus 28. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Behold, I'm with you. Dan sê hy iets interessants. Even to, wanneer? The end of the age. The eon. Dis dieselfde tyd wat hy gesê het, julle gaan krag ontvang. Nou, hoekom dink ons dit het gestop met daai ouens? Dis dieselfde opdrag, dis dieselfde belofte vir die nuwe verbond mense van God. Dis ons belofte. Ons kan nie hierdie taak vervul sonder hierdie belofte nie. Ek het hier 'n aanhaling van 'n prediker wat ek dink die ding baie mooi sê. Hy sê the gift of the new covenant, the promise, the gift of the Father, the one thing, the supreme thing, the highest thing, the greatest thing of the new covenant blessing God is promising you is the gift of the Holy Spirit. He is the supreme gift of the new covenant and of what God did in the Lord Jesus Christ and what was inaugurated on the day of Pentecost. Sien, die boek van Handelinge is nie 'n prentjie van wat die kerk was nie. Die boek van Handelinge is 'n voorbeeld van die kerk nou moet wees. Ek weet nie of julle dit besef nie.
Daar's nêrens wat sê daai deel het opgehou nie. En meeste teoloë en skrywers reken die boek van Handelinge eindig op so snaakse manier, asof die boek nie klaar is nie. Insinueer dat hierdie storie hou nou aan. Hierdie voortbeweging van God se kerk in die aarde om disippels te maak, gaan nog steeds aan. En hoe doen ons dit? Deur die belofte van die nuwe verbond, die invulling van die Gees. So wat ek wil gaan doen is, ek wil gaan kyk, wat is die invulling van die Gees? Maar ek hoop ek oortuig julle teen die tyd al, dat dit is die belofte. Om te ontvang. Dis nie net vir hulle nie, dis vir ons. Okay, het ek julle al oortuig? Okay, thanks. So kom ons gaan kyk na die eerste uitstorting, na die eerste keer wanneer hierdie belofte vir die eerste keer ingebreek het. Dit was 'n incredible uitstorting gewees van die Gees. Ek dink daar gaan groteres wees voor Jesus terugkom. Ons gaan lees Handelinge 2. Dit is nou Pentekost, Pinkster, dis wat hier gebeur het. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly, there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Vraag is, gebeur hierdie weer? Antwoord is ja en nee. Ek het nog geen ander accounts gehoor van vuur. Ek het al gehoor van mense wat wind hoor. Maar nergens in die Bybel is hierdie spesifieke fenomeen wat saam met die invulling van die Gees saam met nie. Maar die realiteit van wat in die harte gebeur het, gebeur oor en oor en oor en oor en oor tot vandag toe. Ek dink wat daar gebeur het, die tekens van die vuur en die wind, is veronderstel om die leser te laat dink, hey, wag 'n bietjie, ons is nou terug by die berg. Ons is terug by Sinai, daar waar die Israeliete God ontmoet het, en ek het vanmiddag daaraan gedink, wat het hulle gesê, toe hulle by die berg kom, en die Here se teenwoordigheid is teen die berg, hulle het gesê, ons wil nie gaan nie, Moses, gaan jy. Is dit nie amazing nie? Maar wat gebeur hier? Hulle almal praat. Hulle almal het 'n ervaring, en almal loof die Here nou in 'n nog wonderwerke. Ek is nie vanaand hier om oor tale te praat nie, maar dit is een van die uitvloeisels wat en ek dink dat hierdie was 'n unieke een, hè. Maar dit is veronderstel om ons te laat weet, die nuwe verbond is hierso. Nou lewe ons nie meer met wet nie, nou lewe ons met die invulling van die Gees. Weet julle dat die Eerste Testament kerk nie 'n Nuwe Testament gehad het nie? Dis interessant, wat het hulle gehad? Nee, Heilige Gees. Nou breek die evangelie onder die Grieke in. Hulle het nie eens 'n Ou Testament gehad nie. Weet jy wat het hulle gehad? Die Heilige Gees. Nou wil nie hoor wat ek nie sê nie, soos vanoggend. Maar as ek moet kies tussen die Bybel en die Heilige Gees, weet jy wat gaan ek kies? Die Heilige Gees. Omdat ons woordmense is ons geesmense. Omdat ons regtig glo, die 66 boeke van die Bybel is God geïnspireerd, kan ons nie anders om te wees, as mense te wees wat oop is vir die werke van die Gees. Dit is wat God beloof het. Dit is die evangelie, dis hoekom Jesus gekom het. Dis wat hy beveel het vir ons om die nasies in te gaan. Hoe gaan ons dit doen? Maar hy het beloof. Hy het beloof. Nuwe wyn. My verbond is in my bloed. Deel van hierdie ding is nuwe wyn. Die mense, die uitstorting gebeur, die mense praat in tale, ek weet nie presies hoekom die mense saamgekom het, as gevolg van die mense wat praat, of die wind, of in elk geval, die mense drom saam, hulle sê, hulle is dronk, eers was hulle verwonderd wat hier gebeur. Hulle sê, wow, hoe is dit, dat ons in ons eie taal, ons klomp nasies gewees, in ons eie taal, ons hoor dit, ons hoor die wonders van God. En hier is ook iets interessants, dink ek, wat te doen het met die idee, hoekom mense gedink het, dalk is hulle dronk. Net so paar dae voor die tyd, het hierdie mense weggehardloop, toe Jesus gekruisig was.
ek dink nie ons besef hoe bang hulle was nie. Ons almal sou. Ek dink daar was 'n groot step up geweest toe hulle hom weer lewendig sien, maar ek dink hulle was nog steeds soos, wat gaan nie aan? Alleen in 'n kamer. En ewe skielik in die strate. Wat het die conference gegee? Wat het hulle tonge losgemaak? Partykeer, ek kan onthou, nadat ek die Here ontmoet het, kon ek maklik oor hom praat. Ek weet nie van julle nie, maar voor dit was dit, nee, dis 'n privaat ding, I'm out. Nee, by 'n braai as iemand oor die Here praat, soos, ek's uit. As jy die Here ontmoet, die Gees vul jou, dis asof jou tong loskom. Kom ons gaan verder in die boek van Handelinge. Petrus staan toe op, want hier is nou commotion, en hier word die eerste preek in die Nuwe Testament, kerk, na Jesus gepreek. Petrus staan op en hy sê, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie. Inteendeel, hier is 'n belofte wat in die Ou Testament kom, en hy haal Joel 2 aan. En weet jy wat's amazing, as die Heilige Gees regtig uitgestort word, waar gepreek word? Jesus. Hulle is daar, want die Heilige Gees word uitgestort, maar Petrus praat oor Jesus. Dis die Heilige Gees love dit. Die Heilige Gees skyn die lig op Jesus. Ek weet nie of al in die Kaap was nie, of daar by Tafelberg nie, maar in die aand is daar sulke ligte in die City Bowl, so teen Tafelberg. Dis pragtig. As die Heilige Gees kom, word Jesus sigbaar. En wat sal weird wees, as die mense mense dans en sê, wow, kyk hierdie ligte. Die ligte is veronderstel om Jesus op te lig. Die Heilige Gees doen dit. Ek weet nie hoekom hy dit doen nie. Dit is wie hy is, dis wat hy doen. Hy verheerlik die Seun. So as die Heilige Gees regtig werk, praat mense oor Jesus. So kom ons sê, en ek gaan nou so 2 dele quote wat hy in sy preek, terwyl hy nou met hierdie skare mense praat. Hy sê op 'n stadium dit, hy sê in 33, hy sê, being therefore exalted to the right hand of God. Hy praat van Jesus, opgewek, uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. En hy sê, being therefore exalted to the right hand of God and having received from the Father the promise of the Holy Spirit. Promise, say promise? Promise. The promise of the Holy Spirit, He has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. So wie stoor die Gees uit? Jesus. Hy klink soos myne, maar ek dink dit is nie. So hy sê, dit wat julle hier sien gebeur, en dis interessant, die invulling van die Gees is sigbaar. Of is dit ek dink jy hoef soos 'n teoloog te wees om dit af te lei nie, maar hy sê, dit wat julle hier sien gebeur, is die een aan die regterhand van God wat die Gees uitstort. Jesus stort die Gees uit. So wat het Jesus gekom om te doen? Wat was Jesus se missie? Hoekom was hy gestuur? Om mense in 'n nuwe verbond, sy bruid te kry en sy Gees oor haar uit te stort. Dis sy plan. Dis sy belofte. Kom ons kom na die einde van sy preek toe. Ek het in my lewe nog nooit gepreek wat die mense vir my sê wat hulle moet doen nie. Gewoonlik sê moet jy as jy preek vir die mense sê wat om te doen, maar imagine dit, ek droom nog eendag om te preek en dan sê mense, wat moet ons doen? Vers 37, now when they heard this, dis nou hy het gepraat oor Jesus, hy is die Messias, hy is die koning, hy sit aan die regterhand van God, hy stort sy Gees uit, en hulle sê, now when they heard this, die boodskap van Jesus, wat gesterf het vir ons sonde, wat opgestaan het uit die dood, sit aan die regterhand van God, en hy stort sy Gees uit, toe hulle dit hoor, sê hulle, they were cut to the heart. Cut to the heart, en dalk vanaand is die mense wat ewe skielik, is dit nie met 'n storie, ewe skielik dring dit in jou hart. And said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? Ek droom van daai dag. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin. Die eerste deeltjie van die wyn vanoggend. Maar jy sien die tweede deel van die wyn. And you will receive the gift of the Holy Spirit.
for the promise. Sê promise? Sorry, ek doen dit nooit nie, ek het nou gevoel wat ek het moet doen. For the promise is for you and for your children. Wag 'n bietjie, so dis verder as hierdie generasie. Sien jy wat ek probeer sê? The promise is for you and your children and for all who are far off. Everyone whom the Lord calls to himself. Glo julle dat die Here nog steeds mense na homself toe roep? Okay, maar dan moet julle ook glo dat die belofte vir hulle ook is. En ek is deel van die almal. Ek is deel van die far off. Jy is deel van die far off. Want by the way, jy was nie 'n Christen gebore nie. Jy was afgesny van God gebore. Maar as 'n dag kom wanneer jy ook gesê het, what must I do? En jy hoor die boodskap, glo in Jesus. Sit jou geloof in Jesus vir die vergifnis van jou sonde. En dan is daar die belofte van die Heilige Gees. So dis die intro. Dis nie so snaaks nie, dit is regtig 'n intro. So kom ons beantwoord 'n paar vrae. Wat is die invulling van die Gees? Nou, soos ons daai eerste deel gelees het, is daar 'n paar terme wat gebruik is. Dit sê, you'll receive the gift, the promised gift, you'll be baptized, is 'n ander woord wat gebruik is, baptized. Wat is dit? Ons verduidelik om 'n bietjie verder. Wat is dit vir my en jou vandag? Wel, nommer 1. Dit is nie dieselfde as vergifnis of om wedergebore te wees nie. Daar's nie stappe om 'n kind van God te word nie. Daar's net een stap, glo in Jesus. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld uit die boek van Handelinge uit, laat julle nie dink ek. So die boek van Handelinge verduidelik nou hoe hierdie uitstorting van die Gees, hierdie nuwe wyn versprei van die evangelie. En op 'n stadium breek die evangelie, was net in Jerusalem en toe breek dit in Samaria in. In 'n ander kultuur, in 'n kultuur ewe skielik is en daai twee ouens het nie vir mekaar gehou nie. En daar breek die evangelie daai mure en dit gaan in Samaria in. Mense kom tot redding. Mense hoor die boodskap. Maar kom ek lees vir jou wat gebeur het toe hulle die boodskap gehoor het. Handelinge 8. So anyways, ek skip nou so 'n bietjie die storie. Hulle kry die boodskap, maar nou kom die nuus terug na Jerusalem toe, na die aanvanklike 12. Hy sê no ways. Hulle het hierdie woord van Jesus as lewendig aanvaar. Now, when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent them to Peter and John. They sent to them Peter and John, who came down and prayed for them that they may receive the Holy Spirit. Dis interessant. For he had not yet fallen on any of them, but they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them and they received the Holy Spirit. So, was hierdie mense klaar Christene? Antwoord ja. Sien daar, hulle het klaar die woord ontvang, hulle het klaar die gospel ontvang, die evangelie, en hulle het klaar hulle geloof uitgedruk om gedoop te word. Maar daar was nog een deel van die belofte wat hulle nog nie ontvang het nie. En die apostels hoor daarvan en sê, hulle moet al sê, stuur hierdie twee ouens, dat hulle vir hulle bid. Daar's nog. So my punt is, want julle het my gevra, nie ek ook, ek het namens julle gevra, wat is dit? Dit is nie dieselfde as vergifnis nie. Dit is nie dieselfde as om wedergebore te wees nie. Dan kom die vraag, maar wag 'n bietjie, wag, wow. Het alle Christene nie die Heilige Gees nie? André sal daai antwoord vir julle in 'n e-mail. Nee. Jy kan nie 'n Christen wees sonder die Heilige Gees nie. Jesus sê vir Nicodemus op 'n stadium,
jy moet wedergebore wees. Jy moet deur die Gees gebore wees. Dit is wanneer jy geloof in Jesus sit. Die Bybel het baie terme vir dit. Jy's gered, of jy's geregverdig, jy's wedergebore, ja, daar's nog 'n paar, maar kan jy nou onthou nie. Maar dis letterlik die eerste stapie van jy's 'n kind van God. En die Bybel sê in Romeine 8, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. So jy kan nie 'n Christen wees sonder die Heilige Gees nie. Nou, ek is so dankbaar, ek is pretty sure julle gaan weet wat ek nou verduidelik. Want toe ek hierdie vir my gemeente die ander dag verduidelik het, daai klomp mense my so gekyk. Weet julle wat 'n gasgeyser? Great. Daai oues wat so in die badkamer was met daai klein vlammetjie wat daar brand. Nee? Nie een van my mense het geweet wat dit is nie. Maar julle weet ook as jy daai warmkraan oopdraai, ewe skielik word daai klein vlammetjie. Is dit nie? So dit is die beste manier wat ek kan verduidelik. As jy na die Here toe kom, is jy het die Heilige Gees, maar soos 'n pilot light. Ander mense verduidelik om jy het hom in hom en nog nie op jou nie. Ek weet nie mooi nie daai ene nie, maar jy het die Heilige Gees, maar jy het die belofte moet nog kom. So vanaand hoop ek is al 'n paar ouens wat so 'n bietjie die warmwaterkraan opdraai. Dat daai klein vlammetjie die geword in ons lewens. Ek het nog ons uitgesien na daai een, want ek het geweet hier gaan hy werk. So die eerste ene, ons het gesê, die invulling van die Gees is nie dieselfde as om 'n Christen te word nie. Dis 'n belofte sodra jy Christen is. Die invulling van die Gees is om, nommer 2, die invulling van die Gees is om krag te ontvang. Is om krag te ontvang. En hier raak het exciting. Kom ons gaan gou weer terug na 'n paar beloftes toe uit die Ou Testament of in die Nuwe Testament. 1, Jesus sê dit. Jesus sê in Lukas, and behold, I'm sending, dis nou weer, net voor hy opgevaar het, behold, I'm sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on high. Amazing. Krag. En dan weer eens, ons het hierdie al gelees, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Vir my is hierdie baie exciting, weet jy? Volgens Handelinge 1 vers 8, wat is ons geroep om te wees? Getuies. Nou weet jy wat doen 'n getuie? Hy sê wat hy weet waar is. Ek dink baie van ons dink ons moet prokureurs wees. Ons moet Jesus se saak stel en verdedig. Ons het 'n advokaat en hy is aan die regterhand van God vir ons. En nou vra hy, getuig net wat jy weet waar is. Maar hoe getuig jy? Deur krag te ontvang. Dat jy weet, dat jy weet, dat jy weet, jy is 'n kind van God. Nie met slim argumente nie. Dis vir die Here gedoen het. Ek kan nie verduidelik nie, my hart is sag teenoor hom. Dit was nie, nou is dit. Eers dit gedink kerk is regtig boring en lyn, maar nou is glad nie. Ek kan nie wag om daar te wees nie. Ek kan nie wag om tussen God se mense te wees nie. Ek kan nie wag om my Bybel te lees nie. Wat is dit? Jy getuig van iets wat reël is. Getuie kan net sê wat hy weet waar is dit nie? So nou my volgende vraag is, so wat is hierdie krag? Ek gaan by hierdie ene uitkom. Ek gaan nou 'n punt maak, ek gaan terugkom na hierdie punt toe is, die krag is nie meganies of elektries, alhoewel ek weet, in kere waar die Heilige Gees uitgestort word, het mense al manifestasies ervaar, wat soos elektrisiteit is, maar die Heilige Gees is 'n persoon, hy is nie elektrisiteit nie, maar wanneer hy homself manifesteer, is daar soms van hierdie fenomene wat bygaan, maar die ultimate krag wat hulle hiervan praat, as jy nuwe wyn vat, is om te ken, en vir al sy liefde, is om te weet, jy is 'n kind van God. En laastens, voor ons terugkom na hierdie punt toe, wat is die invulling van die Gees? Dit is die punt.
is om verseker te wees van God se liefde. Wat die boek van Handelinge verduidelik van wat buite gebeur van die invulling van die Gees. Is nie amazing nie dat Jesus ook gevul was met die Gees. En wat rondom sy invulling gebeur het, is vir ons veronderstel om ons oor te gee van wat die Here binne ons doen wanneer hy dit doen. Onthou julle dit? Johannes die Doper, hy doop vir Jesus. Is interessant, selfde patroon. Doop en vul met die Gees. And when Jesus was baptized, and when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, whom I am well pleased." With whom I am well pleased. Sodat ons kon weet wat hy doen. Wanneer die Heilige Gees onsself uitstort. As 'n belofte vir jou. Ek is 'n kind van God. I'm loved. I'm well pleased. En julle nou wys hoe die boek van Romeine dit eintlik presies so sê. Dis wat in die binnekant gebeur. Wat in die buitekant gebeur, ons weet in Handelinge baie keer wat gebeur is, mense praat in tale, hulle sê hulle prophesy, die gawes van die Gees kom, maar die krag is jy wat weet jy's 'n kind van God. Die liefde van God wat uit jou hart uitgestort is, nuwe wyn. Wyn affekteer my meer as 'n glas water. Die Bybel sê, wine is given to make glad the hearts of man. Vreugde. Partykeer is ek ook bly vir water, maar gewoonlik met 'n fees en 'n bruilof en vriende en die geseën van God en daar's dit vreugde. Hoekom? Ek is geliefd. Die krag wat die wêreld verander is deur mense wat weet hulle is geliefd. En dit kom deur die Heilige Gees wat dit vir jou sê. Kyk Romeine 8. O nee, ek gaan nou by Romeine 8 kom. So as ons sê dit is my vierde punt van wat dit is. Dit is 'n bergpiek ervaring. Nou, in die Kaap is al baie berge. Hierso wat hier is net koppies. Maar wat altyd gebeur as jy op 'n berg klim, is daar altyd iewers sien iemand dit. Wow. Dis altyd 'n woord wat uitkom as jy eers bo is en jy kyk, dan is dit altyd wow. En jy weet wanneer jy bo op 'n berg is. So kom ek lees vir jou wat met nog 'n groep disippels gebeur het in die boek van Handelinge om hierdie punt te probeer maak. Jy weet as jy gevul is met die Gees. Dis nie net 'n doktrine nie. Ons lees, dis 'n bietjie later in die storie, nou die evangelie al in areas wat ver buite die Jode ingebreek en in die stad Ephesus travel Paulus deur dit en dis wat hy kry. And it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples. Nou elke keer in die Bybel, ek sê dit want daar's ander teoloë wat stories wil maak, maar elke keer in die Bybel wanneer in Handelinge wanneer disciples gebruik word dit gebruik in die konteks van iemand wat in Jesus glo. Okay, so dis nie iemand anders nie. Dis nie John's disciples nie, dis Jesus se disciples. And he said to them, this is wat Paulus vir hulle vra, did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. En ek dink nie dit is die Gees bestaan nie. Jy weet, en as hulle, ek dink dit is, hulle het nie geweet, dis die gawe nie, die meer nie. And he said, into what were you baptized? And they said, into John's baptism. And Paul said, John baptized with the baptism of repentance, telling people to believe in the one who has to come after him, that is Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. So ek kan vir jou vra, hy sê vir hulle, did you receive the Spirit when you believed? Menende, hy het verwag hulle sou dit geweet het. Ja of nee? Ek kan vir jou vra, was jy in Parys toe jy in Frankryk was? Nee, want jy kan in Frankryk wees sonder in Parys te wees. So hy verwag dat hulle sou geweet het of hulle die Heilige Gees ontvang het. En hulle sê, nee, wag, wow, waarvan? Hoor jy wat ek probeer sê?
dis 'n bergpiek ervaring, dis 'n wow, dis 'n oomblik wat jy kan daar. Kom ons kom by hierdie ene. En hierdie bergpiek ervaring is soos 'n pa wat sy seun optel. En hom druk en so sê hy is my seun. Ons lees in Romeine. For you did not receive the spirit of slavery. Praat weer van die ontvangs van die Gees. You did not receive the spirit of slavery. So, maar wat doen dit as jy die Gees ontvang? But to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself, who's that? Dis wat ek wil praat. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer Him in order that we may be glorified with Him. Is dit nie amazing? Ek dink nou hier aan Jesus en daai selfde deel waar in Johannes wanneer Jesus praat oor die Heilige Gees, sê I will not leave you as orphans. Nee. Wanneer die Gees kom, is ons veronderstel om iets te kry wat 'n weeskind nie het nie. Dis 'n ervaring om 'n kind te wees. Ek doen hierdie nie gewoonlik nie, maar ek het nou so ander slide wat ek julle gaan wil wys. En vanmiddag het ek net gedink om hierdie punt te illustreer met hierdie vir julle wys. So daar is my gesin. Dis my 3 kinders. My vrou is daar nie, sy het die foto geneem. Nou voor julle dink ons het ons jongste nie suntan lotion ingesmeer nie. My vrou het nie rondgeloop nie. Ben is aangeneem. En in 'n oomblik toe die hofbevel kom, is hy my kind en die ding sê as if born to you. Maar Ben weet niks van daai hofbevel nie. So wat gaan hom maak lewe as 'n seun? Ervaring van my liefde. En ek kan nie die hele dag rondloop en hom drukkies en soentjies gee en vir hom sê nie, hy moet deur die lewe gaan. Maar as hy nie daai oomblikke het nie, hoe gaan hy as 'n seun deur die lewe? Met enige kind, biologies of aangeneem. Maar die Bybel sê ons is aangenome kinders van God. En daar is niks dieper in my hart is dat Ben sal wil weet, hy is my seun. Ek dink jy nie die God die Vader met sy seun wat sy lewe vir jou gegee het, sal nie wil hê jy moet weet, jy is sy kind nie. En hoe doen hy dit? Hy stort sy Gees oor jou uit. Hy gee jou die belofte. His Spirit testifies to our spirit that we are children of God. Dis die krag. Jy kan sien as 'n kind nie daar sekuriteit, sekerheid van 'n vaderliefde het nie. Jy kan dit sien. En Jesus sê, I will not leave you as orphans. But I will come to you, sê hy, hierdie Gees. En dan 'n weeskind van vroeg af leer hy om te veg vir sy plek. Veg vir aanvaarding. En 'n aangenome kind word groot in die liefde van 'n Vader. Jesus Christus, die Seun van God, sterf en staan op. Sit in die regterhand van God en sê hy, nou maak hulle almal wat in my glo, lag hulle weet, mag hulle weet, mag hulle weet. En hy stort sy Gees uit en dit gee ons krag. Maak ons lippe los, tonge los. Ons praat oor Jesus. Die gawes van die Gees, kom ewe skielik is daar gawes. Daar's ewe skielik kan genesing gebeur, profesie kan gebeur. Ek het ewe skielik 'n taal om te bid wat meeste van die kere weet ek nie presies wat om te bid nie. Dit is 'n tweede natuur vir my om met die Vader te praat, soos, en ons het nie nou tyd om dit te verduidelik nie. Maar wat ek vanaand by julle wil wakker maak is, ken jy
belofte van die Vader. Die invulling van die Gees. Kinders van God, musiekspan wil julle nie so lang kom nie, so wat ons gaan doen, musiekspan gaan nou net vir ons bid, net om ons aandag, of speel net vir ons aandag op die Here te hou. En dan wil ek vir jou vra, have you received the Spirit when you believed? Wat amazing is in die boek van Handelinge, jy sien mense wat gevul is, en dan later word hulle weer gevul. Dat is weer 'n ervaring saam met die Here. So kom ek eindig met hierdie, wat kan jy verwag? Net voor ek by dit kom. Die eerste groep, Handelinge 2, suddenly. Dit is ewe skielik. Hulle het nie, niemand het vir hulle gebid nie, ek dink hulle het gebid, hulle het seker gewag, Here, ons is nou 10 dae al hierso, hier raak 'n baie lang prayer meeting. Maar meeste van die kere daarna, sien ons ander mense wat gevul is met die Gees, lê hande op mense, ek het dit vir julle gewys, en hulle ontvang die Gees. En in Handelinge 10 is daar 'n voorbeeld, actually, terwyl die ou preek, ontvang hulle die Gees. Nou dit kan ook gebeur, en dalk soos ek gepreek het, is daar 'n warmte in jou hart, jy weet nou, die Heilige Gees is besig om te werk. Dis die mooi ding, wat ek gaan doen is, hulle gaan speel, dan gaan ek vir die Heilige Gees, asseblief, stort die Gees uit. Dan wat gaan gebeur, party van julle gaan dadelik ervaar hoe die Here met julle werk, dadelik. En dan gaan ek julle vra om te kom, net hier voor te staan, as hand op julle kan lê, en dan vir ander van julle wat sê, ek is honger, bid vir my, lê hand op my, ek sien, dis die belofte, dis staan hier. En dan wil ek gou net sê, wat kan jy verwag? Iets goeds. Hoor gou, is amazing hierdie ding wat Jesus sê oor gebed. Hy sê, what father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are evil, dis wat Jesus van ons sê, if you then who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? So wat kan jy verwag? Iets goeds. Jesus, wat die liefde van die Vader in ons kom manifesteer, die uitstorting van die Gees. Wat sy manifestasies? Ek weet nie. Ek was al in tye waar het dramaties is. Toe ek dink ek die gawe die eerste keer ontvang het, was dit nie baie dramaties nie. Ek was alleen in my kamer. Ek het gehoor van, ek het uitgeroep, en toe voor ek weet, is ek net baie bly, en ek begin bid in 'n taal wat ek nie ken nie. Ander mense hoor jy van hierdie dramatiese ervarings. Geniet wat die Here jou gee. Ons hoef nie te voorskryf nie. Ons kan nie die gawe gee nie, dis die Here wat dit gee. Maar ek hoop ek het vanaand vir jou gewys, dit is wat die Here wil doen. En as jy gevul is, kan jy weer gevul word. Kan ek julle vra om saam met my te staan asseblief? Net vir 'n oomblik rig ons oë na die Here toe, en dalk wil jy net besigheid met hom doen. En die rede hoekom ek vanoggend begin het met dit, die eerste deel van die wyn, is om te weet, jy is aanvaar en geliefd, gebaseer op wat Jesus gedoen het, nie jy nie, want nie een van ons sal ooit waardig voel vir hierdie gawe nie. Nooit nie. Maar dis nie die punt nie. Dis 'n gawe, dis verniet. Dit is regtig goeie nuus. As ek vir jou 'n plan gee om uit skuld uit te kom, dis nie goeie nuus nie, dis goeie advies. Die evangelie van Jesus is goeie nuus, dis 'n aankondiging. Die koning is hier. Hy het gesterf vir jou, hy het opgestaan. Glo in hom. Glo die beloftes wat hy wil gee. Jy moet dalk eers dit doen. Jy's dalk nog nie eens 'n Christen nie. Vanaand kan jy 'n kind van God word, om te sê, hier sê ek, Here, vat my, ek glo in die bloed, ek glo wat gedoen is vir my. Want jy het dit nie gou gedoen nie, as jy nog in daai manier na Jesus toe gekom het nie, as jy heeltyd na Jesus toe kom, het sien, Jesus, ek is min of meer goed, help my net so 'n bietjie met die dele wat ek nie is nie. Hy doen nie top-ups nie, hy doen die hele ding. Bring alles wie jy is, alle foute, sê Jesus, Here, alles. En
hy maak jou nuut in 'n oomblik. Wil jy nie gou daai gebed bid, as jy dit nog nie gedoen het nie? En dan wat ek gaan doen, ek gaan nou vra vir die Heilige Gees, of ek gaan vir Jesus vra actually, of hy die Gees sal uitstort oor ons. En dan gaan ek julle nooi, vir die wat, want ek beloof jou, soos ek gaan bid, gaan daar mense begin ervaar hoe die Heilige Gees oor hulle werk. Ek gaan daai mense eers nooi, en dan gaan ek nooi vir mense wat honger is. So Vader, ons kom in die naam van Jesus. Dankie vir u seun. Dankie vir hierdie nuus wat beter is as wat ons ooit kon droom. Here, en dankie vir die belofte om die mense te verseker, hulle is kinders van God, deur die Gees oor hulle uit te stort. Here, ek vra nou, dat die Heilige Gees sal uitstort oor hierdie kosbare mense nou, in die naam van Jesus. Kom ons wag net 'n oomblik. Dankie, Here. Worship you now. Dankie, Jesus. Meer, Here, nog. Jesus. En dan gaan ek vra, as jy, nou soos jy daar staan, al klaar bewus is van die teenwoordigheid van God, wil jy nie gou hier voorkom staan nie, het sal goed wees as ons net vir jou bid, en net seker maak, ons, dat die Here uitstort. As jy nou die teenwoordigheid van die Here ervaar, wil jy nie gou hier voorkom staan nie, asseblief. Dankie, Jesus. Baie keer breek dit iets ook vir die meer van ons. Dankie, Here. Ek gaan dan vra vir die mense in die gemeente wat weet, hulle het al die gawe ontvang, net om hande te kom oplê op hierdie mense. En moenie profeteer nie, staan nie daar, sê, Heilige Gees, vul. Dat is al wat ons vra. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Ek vra, Here, dat U sal vul, in 'n vars manier, maar gaan reg nou 'n vars nuwe uitstorting van die Gees wees, van die liefde in harte. Dankie, Here. 'n vars manier, 'n vars uitstorting, 'n vars aanraking van die Heilige Gees, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here Jesus. Ek vra, Here, elke liewe persoon wat nou reageer, mag haar nou 'n nuwe ervaring wees van die Gees se teenwoordigheid. Dit is 'n nuwe wyn wees, Vader, 'n nuwe seisoen van 'n nuwe sekerheid van die teenwoordigheid van die Here in hulle lewens. Vader, mag ons vier, vir vier, Here Jesus. Vul, Here Jesus, vul, Here Jesus. Kind van God, seun van God. Seun van God, seun van God. He's well pleased, dis wat hy sê. He's well pleased, well pleased, well pleased. Vra vir die invulling van die Gees nou, Here Jesus, dat daar 'n ervaring van liefde, soeter is die soetste wyn, Here. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here, stort die Gees uit, Here. Ons is nog nie klaar nie, Here, die Here is definitief besig met iets, maar as daar mense is wat sê, man, ek weet nie, maar ek vertrou die Here vir dit. Kan ek gaan vir die mense vra wat nou die Here ervaar, net om hulle hand op jou te sit en net te sê, Here, vul hulle met die Gees. As jy die Here vertrou vir die belofte, dis nie ek wat dit sê nie, die Bybel sê dit. Jesus sê dit, hy beloof dit. So as jy sê, Jesus, ek wil hê wat U beloof, asseblief. Wil jy nie kom nie, ek sal graag vir jou wil bid vir die invulling van die Gees. Ons gaan nou spasie maak, hierdie mense gaan vir julle bid. Enigiemand? Dankie, Here. Dankie, Jesus. Kom maar net so staan.
voel jy wil nog 'n bietjie agterbly, net sommer sit en saam met iemand bid, as jy welkom. As jy wil saam met iemand gaan kuier en 'n sop en 'n broodjie vat, is jy ook welkom om dit te doen. Maar as jy net wil 'n bietjie die Here se teenwoordigheid inneem, dan bly jy agter. Maar gaan in vrede, elkeen van julle, en mag die Here ons elkeen opnuut kom aanraak met sy teenwoordigheid, wat elke dag in ons lewe so sigbaar is. Ons kom dit nie eers altyd agter nie. Gaan in vrede, die vrede wat God vir ons gee, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. En die belangrikste is om te weet dat Jesus jou so lief het, ongeag. Hy het geen voorwaardes daar.